Kom ons doen gou rigting, dat ons net weet waar ons is. Dis Noord, Johannesburg, Pretoria as jy wil. Dis Suid, Bloemfontein, Kaapstad as jy wil. OK. Dis Oos, Bethlehem, Durban as jy wil. En dis Wes, Kimberley, Namibië, Windhoek as jy wil. OK. As jy nou daai kant toe kyk, Durban se kant toe, daar is die groot dorp Parys. En net voor jy Parys kry, sien jy die hoë konsentrasie van die bome. Dis die bloekombome. Hulle groei in die vloei van die Vaalrivier. En die Vaalrivier gaan by Parys verby, en na hy verby is, maak hy 'n halfmaan vorm. So halfmaan, ons noem die koppieskraal draai, en dan gaan hy in die berge in. Hy vloei gedeeltelik deur die berge, waar hy weer uitgaan by Schoemansdrif. En dan uiteindelik ontmoet die Vaalrivier die Oranje rivier, vloei in die see by Alexanderbaai. Dis ons grens met Namibië. OK, nou hiervoor, as jy kyk waar die Vaalrivier vloei, sy water is redelik hoog op die oomblik, meer as normaal. Dan kyk daar waar die Vaalrivier se water is, dan as jy opgaan met jou oog tot net onder die horison, dan tel jy so 'n wit struktuur op. Dis die graansilo by die dorp Vredefort. Die dorp Vredefort is aan die linkerkant van die graansilo, net onder die horison. En ongelukkig, terwyl ons nou so baie nonsens gepraat het, het die wolke opgekom en ons sig 'n bietjie belemmer. Maar kyk nou in die middel van die dorp Vredefort op die horison, dan tel jy 'n paar bome op. Sien julle dit? Ja. Nou dit raak wasig. So bly op die horison, skuif na links, na die einde van die dorp toe, en dit lyk of daar 'n geploegde land is wat so 'n ligte bruin kleur het. Tel jy hom op. Nou op die horison is daar 'n enkel boom. Sien hom? Ja. Dis die middelpunt van die impak. Wow. Dis waar die meteoriet in die grond ingaan het, ontplof het, en toe die koepel veroorsaak het. Nou dis 23 km suidoos van die dorp Vredefort. So ons staan nou op een van die soos berge van die koepel. Ja, ons staan nou op die ring. Eerste ring. Die eerste ring wat hy gemaak het, so, jy's reg. En ons kyk nou binnekant toe, en dit word nie meer die krater genoem nie. Dit word tegnies genoem die sentrale impakzone. En die rede daarvoor is dat ons 8,5 km onder die oorspronklike kratervloer tans is. As jy nou hier kon gewees het, wat totaal onmoontlik is, maar speel nou maar. As jy nou hier kon gewees het direk na die impak, dan het ons nou hier, waar ons nou staan, 10 km hoog gestaan. Dan het ons afgekyk na daar waar die boom is om en by, en daar was nou die sentrale opwelling, die koepel. Nou staan... As jy daar uitkom, en jy kom op die punt waar die tannie nou sê, you've arrived at your destination, en die vlaggie gaan op, en jy kyk so rond, dan is daar niks. Dis net plat land. Sorry, net plat land. En die lekker interessante deel is, as jy nou so in die pad afkyk, dan sien jy so 100 meter verder, daar's 'n plaashuis. Dan dink jy, man, daai ou wat by daai plaashuis bly, hy behoort te weet wat gaan hier aan. Dan ry jy nou soontoe, dan sien jy op sy hek het hy net so 'n groot bord opgesit. Don't climb over the fence, don't come and knock on my door. Want mense kom van wêreldwyd op soek na die koepel, dan kom hulle nou daar, dan klim hulle oor die hek, hulle gaan klop aan sy deur en sê, waar's die ding? Ja. En dan sê hy, I can't help you. Ek weet ook nie. Want dit is die probleem met die ding. Kyk nou daar by Vredefort na die regterkant, en ek weet dit is 'n bietjie wasig, maar doen nou wat ek doen. Jy kyk so op die horison, dan draai jy, en jy bly draai, en jy bly draai, en jy bly draai, en jy bly draai, en jy sien, nou sien jy die binnekant van die eerste ringstruktuur. En om dit in perspektief te sien, van daai berge af na daai berge toe daar, is dit 60 km. Dis die span aan sy binnekant. Die gedeelte wat wêrelderfenis verklaar is daar is 'n grondpad waar jy ingekom het. Kan jy sien, daar ry nou 'n wit karretjie daarop.
Nou daai grondpad is die grens. En van daai grondpad af die kant toe, dis wêrelderfenisterrein. En dis basies al hierdie berge wat jy aan die agterkant sien. Dis die wêrelderfenisterrein. Nou die probleem is as jy op die pad ry en jy soek die koepel en jy soek die krater en jy soek die meteoriet, gaan jy niks kry nie. Want dit is nie daar nie. En dis wat verwarrend is. Die naam is Vredefort Koepel, maar dis 'n afkorting. Die werklike naam is Vredefort Koepel Meteoriet Impak Struktuur. En dit verwys na die 300 km groot impakstruktuur. Hierdie is net die sentrale deel daarvan. Maar omdat dit so groot is en omdat dit so verweer is dit moeilik om sig te kry van hoe lyk die ding nou eintlik regtig. Daai enkelboom is hy doelbewus daar geplant sodat mense Nee, dis maar 'n verwysing wat ek gebruik. Jy weet om afstand te kan wys. Maar die werklike middelpunt 23 km suidoos van Vredefort en daar's 'n pan daar. Hulle noem dit Inland See. Dis 'n pan. Maar jy moet nou vir jouself dink, die ding was 25 km in grootte. Hy gaan in, hy ontplof en hy maak 'n gat van 60 km groot. En dan val hy in, want hy's onstabiel. So hy val in en hy maak die gat weer gedeeltelik toe. Hulle vermoed dat daai gat tot 40 km diep kon gewees het. Maar oor tyd het hy ingeval en gekollabreer en dis hoekom dit nou net 'n pad. ja, en die verwering. Dis verwering het plaasgevind. Nou wonder ek, as jy nou daar gaan afgry, wat gaan jy nie kry nie? Watse erts gaan jy kry? Hulle het afgegaan tot 4 km diep. Hulle kry net verweerde graniet, met ander woorde sand. Want alles wat daarbo was, lê nou in die berge. Hierdie berge kom alles daarvan af. Wat 'n voorbeeld. Kyk hierdie klippe wat ons nou hier by ons sien. Dis kwartsiet. Nou kwartsiet is sedimentêr en sedimentêr beteken sy basiese vorm sand en water. OK. Nou hulle die datum van hierdie kwartsiete bepaal. Dis 2.8 biljoen jaar oud. Dit was eers daar gewees om en by 20 km diep in die aarde. Nou vandag is dit uitgegooi, omgedop en dit lê so. Nou as die geologiese studente kom, dan word hulle nou geleer. Hierdie rif, né? Hoor nou mooi. Overturned Hospital Hill Quartzite Ridge dipping inwards. Want hy lê omgedop. En hy is geïdentifiseer in 1953 in Johannesburg en gedokumenteer by die koppie waar die Algemene Hospitaal van Johannesburg gebou is, Joburg Gen. En toe noem hulle dit Hospital Hill Quartzite. Nou dis dieselfde. Die Witwatersrand, Johannesburg, bestaan uit hierdie wit klippe uit. En dis waar hy sy naam vandaan gekry het. Witwatersrand beteken die rand van die wit klippe. En dis dieselfde klippe as die. Maar dit lê op die derde ring.